happening because they run away. They're running. They run away. Sire! They run away. They're running away. Yeah. They're running away. Sire! They come and disrupt the business. Yes! They catch them. Yeah, no more now come and disrupt the business here now. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending. Kykers en luisteraars, het nou so vinnig na 'n xenofobiese rassehaat, vreemdelinge haat 'n video gekyk, so uittreksel of 'n deel wat ons vir u gewys het. Ons kry redelik dikwels nou en daar word ook geweld en aanranding met die doel om ernstig te beseer, vind ook plaas by van hierdie geleenthede. Ons het maar een enkele een vir u gespeel, so dit is 'n situasie in Suid-Afrika wat ook nie tot rus te kom nie, wat ook bly eskaleer, bly prut in Natal veral en elders, maar in Natal veral raak die prut dalk al hoe meer 'n kookpot, as ek dit so kan sê. Dan het ons hierdie afgelope week of twee Malema ondervinding gehad, en ek kan dalk vir julle 'n klompie video's speel so terwyl ek praat van optogte wat gehou was dan nou ook ter ondersteuning van sy saak, as ook toe hy dan nou vereers nie in die gevangenis beland het nie. Hoe dit ook al sy, kykers en luisteraars, ons moet onsself nie vaskyk in Malema nie. Ons moet onsself nie vaskyk in hierdie xenofobiese vreemdelinge haat, geweld wat bly plaasvind en dan nou soos ek sê in Natal veral dan weer begin eskaleer. Hoekom ek sê ons nie daarin moet vaskyk nie, kykers en luisteraars, is dis 'n produk, dis 'n uitvloeisel. Niks daardie tipe geweld deur die wêreld heen. Ons kan in die geskiedenis gaan kyk. Hitler sou glad nie die leier kon ontwikkel wat hy ontwikkel het in Duitsland as daar nie daardie massiewe inflasiesyfers was nie. As daar nie daardie armoede onder die Duitse volk was nie. Dieselfde met Iran in 1978-79. Wanneer mense ontevrede raak, veral wanneer ekonomiese druk begin plaasvind, wanneer jy finansiëel nie meer brood op die tafel het, dis waarna ons moet kyk. Want ons kyk vas, ek sien die mense, Malema is 'n produk van wat besig is om af te speel in Suid-Afrika. Wat my aanbetref, presies die scenario wat Joel 2 vir ons beskryf, presies die scenario wat Sefanja 3 vir ons beskryf, spesifiek vir Suid-Afrika, Sefanja 3. En ons sal nog eendag sien Joel 2 was toe nou ook. Hoe dit ook al sê, Micha 4, dis basies die vergestalting, die vervulling, die opbou en deel van die vervulling van die profeseë. Dan bring ek nou nog nie eers Oom Siener, en nog nie eers Johanna Brandt, en nog nie eers Roger Thiel, en nog nie eers Rick Joyner, en nog nie eers David Wilkerson in, wat maar net boustene in dieselfde gebou en in dieselfde muur en legkaartstukke in dieselfde legkaart is nie. So ons moet ophou om te kyk en laat die nuus en die media ons besig hou met Malema, met wat met hom gebeur. Hoekom het hy sukses bereik? Hoekom het hy 'n 10 tot 13, 14, 15% steun in Suid-Afrika? En die gevaar daaraan is revolusionêre steun, né? Dis meer 'n revolusionêr wat aan die EFF behoort. En ja, jy het baie minder as 10% nodig om 'n volwaardige revolusie in Suid-Afrika te loods. Dit kan iemand na statistieke gaan kyk van ander revolusies in Afrika, veral as ook in die wêreld. Jy het 'n klein persentasie nodig om 'n revolusie van stapel te stuur. Die res, die momentum kom dan self by as gevolg van sware ekonomiese toestande, as gevolg van intimidasie en alles daarmee saam. So ek wil net hê ons moet begin ons fokus afhaal van Malema en sê hoekom het Malema die steun begin kry? En dis die antwoord op daardie vraag wat vir ons die projeksie gee, die ontleding van die toestand en waarheen ons dan gaan in Suid-Afrika. Want jy sluit nie 'n toestand, jy sluit nie 'n klimaat van revolusie, sluit jy nie toe deur 'n individu toe te sluit nie. Jy kan dit maar vergeet, heeltemal. Dis dieselfde met die xenofobie. Dis 'n uitvloeisel. 'n Uitvloeisel van wat? Ekonomiese druk wat begin plaasvind.
Jy gaan nie in 'n land 'n revolusie kan loods waar dit finansiëel met almal goed gaan nie. Daar's nie 'n manier nie. As dit met almal finansiëel goed gaan en daar's nie geweld of 'n oorlog situasie nie, sal jy nie, geen mens sal 'n Hitler word, 'n Malema word. Noem dit wat jy wil word, die Bolshevik revolusie in Rusland. So hoe dit ook al sy, ons kan na al die geskiedenis gaan kyk. Dit getuig maar net van een en dieselfde resep. En nou weet u en ek dat die ekonomie druk reeds. Daar's reeds 17 tot 28 miljoen mense wat leef uit toelaat uit. Uit daai 1.700 of 800 rand 'n maand leef daar uit. Een van ons groot ekonome, Dawie Rood, het by geleentheid gesê, die gevaar is wanneer inflasie so die hoogte inskiet, laat daardie toelaat nie meer genoegsaam is om brood op die tafel het, dan sit jy met sosiale onrus, dan sit jy met geweld, dan sit jy met anargie, dan begin jy plundering kry en sien. So, wat belangrik is hier, ons sien hoe hierdie xenofobie, en vir dieselfde rede, hoekom het hulle nie geduld nou met die vreemdelinge vanuit die buiteland, die Suid-Afrikaanse massas nie? Want die ekonomie druk, werkloosheid is lankal te hoog, Daar's lande in die Arabiese lengtes, daai revolusies wat ons in Oman, in Jemen, in Egipte, daai tyd gesien het, daar was lande waar hulle die rede aangevoer het, dat werkloosheid was die oorsaak. Dan's daardie werkloosheidssyfers 5, 10, 15% laer as wat Suid-Afrika se vandag is. Verstaan u die waar ons is? So nou skielik raak daai buitelander wat 'n werk hier gekry het vir jou 'n probleem, want werkloosheid is te hoog. En nou raak jy kwaad, ongelukkig, so wat doen jy eerste? Jy begin dit uithaal op die ou wat jy dink vul daardie arbeidsmark sodat jy nie werk kan kry nie. 'n Gulde geleentheid. Ek gaan nie nou verder uitbrei van hoe die Weste en die Ooste dit as proxy magte en sal misbruik om hulle oorlog oor Suid-Afrika. Ek het al video's daaroor gemaak. Gaan kyk hulle gerus. Dan sal jy self die aansluiting hierby kan sien en hoe dit aangewend kan word deur hierdie groot moondhede in Suid-Afrika wat 'n belangrike rol gaan speel in die Suidsee roete, want ons sien nou dat hulle daar die Rooi See se straat, wat is sy naam, die Bab El Mandab, Bab El Mandab, 'n straat ook wil toemaak, op die punt is om hom toe te maak, en dan gaan die oliebeskikbaarheid in totaal rondom, hulle sê 30-35% val en val in die wêreld, gaan daardie persentasie dan onttrek word van die olie wat beskikbaar is op die wêreldmarkte, wat verdere druk op die ekonomie. In plaas van R30 'n liter, dalk 40, dalk 50. En dan raak hierdie land mos nou revolusie ryp. Malema is 'n teken dat Suid-Afrika ryp word, reeds ryp is vir 'n revolusie, vir anargie, vir chaos. Hierdie xenofobiese, hierdie vreemdelinge haat wat ons sien, is 'n uitvloeisel, is 'n bewys dat dit klaar revolusionêre klimaat bereik, waar geweld begin uitbreek, en dit gaan net verder uitbreek, verder eskaleer, en op 'n stadium, kykers en luisteraars, dan's u en ek deel van daardie eskalasie. Dis net hoe dit gaan wees. Ons ken klaar, ek hoef nie u te herinner aan die polarisasie nie, ek hoef u nie te herinner, ek het in die vorige video melding daarvan gemaak, van die reeds polarisasie, die reeds haat, teenoor die blanke in Suid-Afrika. Want ons word weer aan die ander kant gesien, hierdie vreemdelinge word gesien, kom ons jaag hulle terug uit die land en soek hulle nie, want die ekonomie druk. Is 'n produk van die finansiële en benarde posisie wat Suid-Afrika in is. Malema is 'n produk van die benarde revolusie-rype situasie wat ons in Suid-Afrika het. Dis produkte, uitvloeisels daarvan. Dis al wat dit is. En dan weet u mos nou lankal dat hierdie veldkleur van ons word beskuldig, ons het gesteel. En hierdie massas glo en word oortuig en glo daardie oortuiging dat wanneer ons uit die weg geruim word, gaan daar ekonomiese, finansiële voordeel vir hulle inwees. So hierdie hele resep is besig, as ons kyk na die Malema, as ons kyk na die optogte,
rondom Malema se hofsaak, as ons kyk na die vreemdelinge haat, wat ons in Durban en elders, daar's plekke wat afgebrand word en so meer, wat ons video's van ontvang, as ons daarna kyk, dan is ons klaar daar. Dis 'n kwessie van 'n insident. En daarom het ek 3-4 video's gelede gemaak, hierdie is 'n venstertyd, nie net 'n venstertyd vir voorbereiding nie, maar ook 'n venstertyd vir u om aan te sluit, om in te skakel. Want wanneer hierdie situasie eskaleer tot op 'n punt waar daar nie meer kommunikasie is nie, waar daar nie meer selfoonsyne is nie, of dit nou is oor energietekorte, of dit is oor energie wat begin uitbreek as gevolg van hierdie ekonomiese toestand wat verder versleg. Wat ook al die redes, daar is soveel redes wat ons kan opnoem. Die Wêreldekonomiese Forum het 34 redes opgenoem van hoekom Suid-Afrika in 'n mislukte regering kan en sal verval. 34 van hulle opgenoem, Wêreldekonomiese Forum, 'n tyd gelede. Wat ook al daar die rede is, u het nog 'n venstertyd om in te skakel, aan te sluit, te like. Dit gaan jou niks beteken om te like nie, maar dit gaan minstens jou mede-volksgenoot die geleentheid gee om blootstelling te kry aan hierdie inligting, aan hierdie waarskuwing, om dan die geleentheid ten minste te hê om 'n ingeligte besluit te neem. Behalwe dit, sluit aan, raak deel, skakel met die provinsiale leiers, skakel met jou voorstad of jou dorp of jou omgewing se Suidlander leier, skakel in. Ek het al vele kere gesê, ek sal dit weer sê, as jy dit nie kan bekostig nie, skakel in, skakel vir Cindy, sê vir ek kan dit nie finansiëel bekostig nie, sy laai u gratis en verniet op die stelsel, maar wat belangrik dan ook is, behalwe om op die stelsel te wees, is om in te skakel by u Suidlander groep, in u woonbuurt, in u gemeenskap, in u voorstad, waar ook al, skakel hierdie mense, gaan sien hulle, sodat wanneer hierdie kommunikasie val, jy weet, ek is ingeskakel. Hierdie mense het al vir 25 jaar sekere roetes gery, sekere oefeninge, konvooi oefeninge, kommunikasie, alles geoefen, met die middele wat ons gehad het tot ons beskikking, met die mannekrag wat ons gehad het tot ons beskikking, is dit ingeoefen vir jare, met wat ons gehad het tot ons beskikking, teen alle aanslae heen, wat jy aan kan dink, en daar kom nog aanslae, glo my, dit sal nie anders wees nie, maar skakel in. Laat jy ten minste weet, as my foon nie meer werk nie, as ek begin sien hierdie ding raak nou regtig riskant, en ek wil ergens heen, maar waarheen? Ek is ingeskakel. My streeksleier het vir my gesê, ons moet mekaar daar kry. My streeksleier het vir my gesê, ons eerste fase van ontruiming uit 'n gevaarsituasie uit, is daar, ek gaan soontoe, en dan begin jy in die stelsel, en in die vloei van gebeure, is jy tussen enersdenkende mense, wat nie 'n party tot hierdie konflik wil wees nie, ons wil nie in daardie geweld opgeneem word nie, want hierdie geweld is die strafgerig van die Vader, oor hierdie land, oor ons, en ons gaan nie teen dit opstaan, ons gaan ons ontruim van dit, ons gaan nie uitdagend optree, om hierdie strafgerig van God, te probeer aandurf nie. Die Vader sal dit laat gebeur, hy sal dit laat uitvloei tot op punt, en hy sal ons op daardie punt weer verder lei, tot waar sy beloftes van oorlewing en herstel, dan ook sal plaasvind vir ons, maar op sy terme, en nie op ons eie terme, en ons eie wysheid, en ons eie vermoë nie. Kykers en luisteraars, u moet 'n pragtige week hê, sterkte en besef en verstaan het, dat hierdie hele xenofobie, vreemdelinge haat optrede wat ons sien, wat aan mekaar weer begin eskaleer, die Malema momentum wat daar is nie oor Malema noodwendig 'n goeie leier is nie. Dis net omdat die klimaat gunstig is vir hierdie dinge om te eskaleer en plaas te vind. En dit verander jy nie om iemand. Inteendeel, jy kan dalk groter ellende kry as jy hom in die tronk stop as wat jy bereken het. Glo my, hier is 'n revolusionêre klimaat in Suid-Afrika. Ek het vir u nou maar enkele bewyse daarvan. Ek kan nog noem die protesoptogte oor dienste en ek kan nog vele ander noem, wat alles uitvloeisel en produk is van 'n land waar te veel mense te swaar kry. En nou is daardie, soos hulle in Engels sê, daai tipping point, daai draaipunt, kan enige dag plaasvind. Tye weet ons nie, dit kan vandag, dit kan oor 'n week, dit kan oor 'n maand, dit kan oor maande,
maar definitief nie meer jare nie. Tot 'n volgende keer, dan praat ons weer. Totsiens.